Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ek lees vir u 'n gedeelte uit 2 Korintiërs. 2 Korintiërs vanaf vers 12. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en na Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit die doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en aan verantwoordelikheid aan God. En dan net 'n paar verse uit die heel nuutste vertaling oor dieselfde gedeelte. Hier sê Paulus ook dat hy baie omgekrap was toe hy nie vir Titus kon vind in Troas nie. En daarom moes hy toe nou gaan na Macedonië om te kyk of hom daar kan raakloop. En dan, ons moet vir God opreg dankie sê, want hy vat ons oral met hom saam in sy groot oorwinningstog deur die wêreld. Op elke plek waar ons kom, gebruik God ons. Ons is, en laasweek het ek gepraat oor 'n skat en 'n erdekryk. Die skat is Christus, ons is die erdekryk wat broos en breekbaar is. Hier kom Paulus en sê, ons is 'n aangename geur, wat ander mense van Christus bewus maak. Die geur, Christene, maak ander mense van Christus bewus. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met ons te doen het, weet daarvan, die wat in hom glo, en ook die wat op die pad is na die dood. Vir mense wat nie in Christus glo nie, gee ons 'n doodsreuk af, want hulle hou nie van die reuk nie. Maar vir mense wat die goeie nuus glo, gee ons 'n heerlike geur af van die lewe. Daar's 'n Russiese kortverhaal skrywer wat daar in 1821 geleef het, Dostojewski. En hy het pragtige kortverhale geskryf, maar ook sulke slagspreuke gehad. Onder andere het hy 'n slagspreuk gehad wat ek raak gelees het, waar hy gesê het, a murder by a sentence is more dreadful than a murder committed by a criminal. Nou daar is 'n verhaal aangaande Dostojewski, dat hy een keer by 'n begrafnisdiens was, maar voor die diens nou nog begin het, was hy bietjie vroeg gewees en het daar buite rondgedrentel met sy botteltjie vodka. Waarskynlik het hy bietjies te veel van die vodka gedrink en hy gaan stap toe sommer daar in die begrafplaas wat langs die kerk was. En toe hoor hy, die afgestorwenes praat met mekaar.
En die onderwerp waaroor hulle praat is oor die stank van die dooies. En hy hoor toe sommer ou hier by hom wat sê, die vroukie wat nou hier langs hom begrawe is, stink dan verskriklik baie. Hy wil voorstel, hulle noem haar sommer mevrou Stank, want daar is al 'n meneer Stank boontoe in die begrafplaas. En so praat die dooies onder mekaar. En een van die afgestorwenes vra maar, hoekom stink party van die afgestorwenes dan so erg? En toe was die antwoord gewees, omdat hulle nooit in hulle lewe lief gehad het, vergifnis uitgedeel het, versoening uitgedeel het nie. Hulle was mense wat nie daarvan gehou het om ander te vergewe en vrede te maak en versoening te bewerkstellig nie. Die agtergrond van hierdie gedeelte gaan oor Paulus wat vir Titus, onthou Titus was sy sekretaris, wat vir hom geskryf het, omdat Paulus se vinger so gebreek was van die steniging. En hy moes Titus in Troas kry. En hy was redelik ontstel toe hy in Troas kom, en hy Titus nie daar vind nie. En daarom het hy vinnig van die mense afskeid geneem, en toe maar na Macedonië toe gegaan, waar hy wel vir Titus gevind het. En hulle het gou vrede gemaak, lyk dit vir my. Lees ons so tussen die lyne deur. En hulle het gesê, wel, daar vind vir hulle deur, die Here het vir hulle deur oopgemaak, dat hulle die evangelie daar kan verkondig. En dan gebruik Paulus 'n beeld. Paulus is baie lief om beelde te gebruik. En hy gebruik eintlik 'n kontaminasie van beelde. As die een beeld opraak, dan gebruik hy 'n ander beeld. Want jy kan eintlik nie met een beeld alles sê wat jy wil sê nie. In die Bybel in totaal is daar so ongeveer 103 metafore of beelde. Maar hier gebruik hy waarskynlik 2 beelde. En ons moet kies tussen die 2 beelde. Die eerste beeld is die beeld van 'n triomftog. Wanneer die ouens uitgegaan het om oorlog te maak teen die vyand, dan het die vrouens op die stadsmure gestaan en kyk, wanneer kom die mans terug? En as hulle gesien het, die mans kom terug daar van ver af, met die krygwaans, en daar's gevangenes, konings en onderdane vasgebind aan die krygswaans, en daar brand wierook, dan weet hulle, die slag is gewen. Die mans kom terug as die oorwinnaars. Dan was die wierookreuk vir hulle 'n reuk van die lewe tot die lewe. Want hulle het dit dan gesien as die mense wat dan vasgebind is aan die krygstye. Vir hulle is dit 'n reuk van die dood. Hulle gaan doodgemaak word, hulle gaan vir wilde diere gegooi word, hulle gaan gebruik word as slawe, maar vir hulle wat op die stadsmure staan, was dit 'n reuk van oorwinning. Daar's egter 'n tweede beeld wat ook hierby sou kom pas, wat Paulus ook aan dink. In Korintiërs 6 gebruik hy dit, dat in die tempel, as daar erediens was, het hulle wierook gebrand. Baie wierook. En as mense sou verbystap by die tempel,
dan sal hulle onmiddellik die reuk van die video kry, van die verkondiging van die woord en van mense wat die diens bywoon. Dan gebruik Paulus die beeld om te sê, die mense skei as te ware wierook af, die reuk van die lewe af, sodat mense wat buitekant rondloop, dit as te ware optel die reuk en moet besluit, wil ek inkom of wil ek nie inkom nie. So dis eintlik 'n waarskuwing en 'n vreugdesreuk. Hang af aan watter kant toe jy staan in jou geloofslewe, in jou verhouding met Christus. Blaai ons nog so 'n bietjie deur die Bybel, Romeine 12:1 sê Paulus, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Nou, dit is 'n baie belangrike ding wat hy sê. Moenie verskematiseer nie. Oral wil mense baie graag deesdae inpas by ander mense en ander groepe, want jy hoor mos mense sê, ek wil graag inwees. En daarom sal hulle selfs beginsels oorboord gooi. Hulle sal selfs van hulle opvoeding oorboord gooi. Hulle sal dinge doen wat hulle voor hulle heilige siel weet wat verkeerd is, om net te wil inwees, om soort van aanvaar te word deur die ander partye of die ander groep mense. Moenie probeer inwees nie, moenie konformeer nie. Moenie verval, ja, dis ook belangrik, moenie verval in selftevredenheid nie. Ek wil amper sê, jy moet op jou tone bly. Jy mag nooit as 'n Christen gaan sit in 'n gemakstoel en eenvoudig maar sê, laat Gods water oor Gods akker loop nie. Jy moet, kom ek gebruik maar die woorde, jy moet dans al reën dit, dans in die reën. Bly jou Christenskap uitstraal. En daarom moet ek dit sê, ek dink ons moet aanleer dat daar by ons 'n heilige waaksaamheid ontstaan. 'n Heilige waaksaamheid wat rebelleer teen ongehoorsaamheid. Jy sien, dit lyk net vir my, ons kan so maklik ongehoorsaam raak aan dit wat die Here vir ons vra, omdat baie met mense jou eintlik sal reghelp, of te reghelp. Jy hoor maar, ek hoor baie keer in die gimnasium, hoe verskriklik oues vloek, hoe verskriklik mense die Here se naam gebruik, en die bekende F-woordjie. Hulle sit hom in sinne op plekke waar jy nie gedink het daar is plekke nie. Maar ook die manier waar hulle blaatant openlik oor goed praat, luister ek dikwels, en jong kinders. Die heilige waaksaamheid lyk vir my is weg. En ons moet waak teen ongehoorsaamheid, ons moet waak teen afvalligheid, ons moet waak teen selftevredenheid, waar jy op die agteroor gaan sit en sê, dis nou maar so. So Paulus gebruik 'n paar beelde om ons as Christene op te roep en te help om die lewe te verstaan. Ek het laasweek gesê, ons is 'n skat wat van erde kryk.
wat die skat van Christus in ons bewaar. En daarom sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou gebruik hy nog beelde. Die beelde van die triomftog, waar die ouens terugkom van die geveg, en die wierook brand, ons het oorwin. Ons het die oorwinning behaal oor die duiwel, oor die sondes. Hy gebruik 'n ander beeld 'n bietjie op 'n ander plek in Korintiërs. Hy sê, julle is briewe wat geskryf is met die ink van julle harte, wat deur ander gelees word en wat deur ander aangespoor moet word om ook soos kinders van die Here te lewe. Hy gebruik die beeld van die tempel, van wierook wat uitgaan, wat ander mense moet opruik, wat mense moet nader trek aan die Here. Ek gebruik die beeld ook van, ons is beelddraers wat ons in Genesis al kry, wat Christus adverteer, tentoonstel. Dit is wie ons moet wees. Die vraag is natuurlik, jy weet, dink ons enigstens daaraan? Weet ons dat ons op hierdie aarde geplaas is, soos in Genesis staan, om te bewerk, te bewaak, woonbaar en leefbaar te maak? Weet ons dat ons op hierdie aarde is, ek en jy, as verteenwoordigers van Christus, as die wierook wat versprei moet word? Vir sommige mense is dit 'n reuk tot die lewe, en vir ander mense is dit 'n reuk tot die dood, tot die ewige dood. En dat ek moet waak teen ongehoorsaamheid, onheilige dinge. 'n Heilige waaksaamheid. Nou wat bepaal, as daai Dowietski daar in die begraafplaas loop, moes hy seker gevra het vir homself, wat bepaal die graad van die stank? Ongehoorsaamheid. Haat. Daar's baie mense wat in haat lewe. Haat teenoor familie, haat teenoor vriende, haat teenoor kennisse. Partykeer haat hulle net op grond van ietsie wat hulle gehoor het, maar hulle weet nie of dit die waarheid is nie, maar hulle maak dit die waarheid. Onvergewingsgesindheid. Jy hoor ons baie keer mense sê, vergewe, ek sal jou nooit vergewe nie. Oor my dooie liggaam, sê mense. Weet julle wat julle sê? Weet jy wat jy sê? Dat jy maar self hel toe kan gaan, maar jy sal nie vergewe nie. Vergifnis is iets wat jy in jouself doen. Jy spreek jouself vry. Jy maak dat jy self ligvoets begin lewe. En nie met hierdie wrokke in jou hart en jou kop loop nie. So dis wat die stank erger maak, is hierdie onvergifnis en ongehoorsaamheid en haat, en dat jy nie in 'n verhouding met Jesus staan nie. Jy moet jouself oorgee aan die Heilige Gees, dat hy jou omvorm soos klei, dat hy die wierook aanblaas in jou lewe, dat hy die lig laat skyn in jou lewe, en dat ek my daagliks oorgee in die hande van Jesus. Wat gaan ander mense van my en van jou sê, die dag as ek begrawe word? Gewoonlik, by die grafnisdiens is dan mos nooit 'n slegte ou nie. Almal is bittergoed.
Maar as jy nou in die begraafplaas lê, Dostoyevsky sou verbystap, en jy hoor die afgestorwenes praat met mekaar, wat sal die ander ouens sê van jou? Want jy weet, dan is dit te laat. Vir ewig, vir altyd te laat. Ek het een keer 'n seun begrawe, en voor die diens toe kom die ma na my toe sê, ag Dominee, kan jy asseblief bid dat my seun met die hemel toe gaan? Hy het so 'n slegte lewe gelewe. Ek was verleë, want ek kon haar eintlik nie regtig antwoord nie. Ek kon haar regtig antwoord, om te sê, mevrou, dis te laat. Maar ek wou haar nie verder seermaak nie. Maar te laat, daar kom 'n moment, dat dit te laat is. Dan ruik jy nie meer nie, dan stink jy. Ons bid saam. Ons trou almagtige God, die hemelse Vader, help dat ons die reuk van Christus sal versprei. Die reuk wat verder versprei as reukmiddels. Die reuk wat die lewe sal versprei, die ewige lewe. En so sterk sal versprei dat dit mense aantrek en onsself 'n heilige gehoorsaamheid sal aanleer. Vergewe ons sondes, waar ons soms in die gemakstoel gaan sit van selftevredenheid, maar dat dit ons eerder op ons tone sal dans en die geur van Jesus oral versprei. Wees asseblief, Here, met Stoffel en sy vroutjie Adele en sy suster. Wees asseblief, Here, met Koos Barkhuisen, dat U vir hom ook sal genees, asseblief, Here. Ek bid dat U sal wees met Grita, met kanker het, en dikwels so duiselig is, wat sommer net omval. Here, werk in haar ook die genesing. Bid vir Arthur, wat in die hospitaal was en nou weer uit is, dat U hom ook gesond sal maak, en vir U weet ook die krag sal gee, as sy na hom moet kyk. Ek bid vir party mense wat swaar kry as gevolg van die verlies van geliefde, dat U met hulle sal wees. Ek bid vir mense wat al die ouderdom begin voel, swaar voel aan hulle lyf. Gee vir hulle krag van dag tot dag. Ek bid vir hulle wat eensaam is. Dis nie lekker nie. Dat U met hulle sal wees. En ek bid dat U vir ons almal sal skenk wat nodig is vir tyd en vir ewigheid. Maak vir ons die lig wat brand op die berg, wat die geur versprei van die oorwinning in Christus. In Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. En mag jy 'n aangename geur wees in die omgewing waar jy bly en waar jy beweeg. Amen. Mooi dag, mooi week vir u. Totsiens.